Goeiedag en hartlik welkom hier by SA Gemeente se aanlyn diens. Wat 'n voorreg is dit nie om in hierdie wonderlike weer van die somer, hierdie seisoen van die lewe rondom God se woord by mekaar te kan kom. Dis 'n voorreg om vandag saam met jou tyd te kan spandeer in God se woord. En ons teks kom vandag uit Lukas 11 uit. Maar voor ons daar kom ons sluit die oë en kom ons bid saam. God is liefde, juig ons harte. En bedink wat sy liefde doen, dat hy sy seun gestuur het om ons sondes te versoen. Ja, hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef, en nou kan ons, nuut uit God gebore, uit die bron van sy liefde leef. Gemeente, ek groet julle in die naam van God die Vader, van Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees. Amen. As ek vir oggend vir julle sou sê, knock knock, sal julle byna onmiddellike antwoord wees, who's there? Ons almal ken die frase en die vraag, knock knock, who's there? En wanneer iemand dit vir ons vra, is dit amper asof ons byna glimlag, want ons kan nie wag vir die antwoord wat kom nie. Ons is nuuskierig oor dit wat volg, want dit is gewoonlik iets wat ons nie verwag nie. Of iemand se naam wat ons nie noodwendig sou assosieer met wie daar is nie. Hoekom is dit vir ons so fascinerend? Want nuuskierigheid is deel van ons menswees. Ja, nuuskierigheid is deel van wie ek en jy is. As ons net na die programme op TV kyk, dan besef ons hoekom realiteitsprogramme so gewild is. Dit het heel moontlik begin met Big Brother en jou en my jonger dae, en later was dit I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. En so kyk die jong mense vandag natuurlik Love Island, en baie van ons kyk Britain's Got Talent, want ons is nuuskierig oor wie werklik talent het, wie gaan wat sê en wie gaan wat doen. Dit is ook hoekom ons die nuus kyk, hoekom die nuus al vir dekades lank op die TV is, om vir ons die inligting te gee oor wat gebeur waar in die wêreld. Tog voel dit dat daar soveel dinge is en gesegdes is wat ons waarsku teen nuuskierigheid. Hou jou neus uit ander mense se sake, is eintlik maar net een van hulle wat ons ouers baie keer gesê het. En dan natuurlik een wat ons almal ook goed ken, van nuuskierigheid is die kerk se banke leeg en die tronke vol. As ek en jy eerlik is en mooi daaroor nadink, moet ons erken dat ons kultuur en ons gemeenskap waarin ons groot geword het, 'n groot impak het op die manier hoe ek en jy dink, doen en dinge sou hanteer. Ons het almal gehoor dat plaasjapies en dorpsjapies verskillende mense is en verskillende dinge doen en hanteer. So is dit ook verskillend hoe ek en jy in Suid-Afrika groot geword het en hoe ons lewe vandag hier in die buiteland en in die VK is. Ja, afgelope week het ek 'n verhaaltjie gelees wat hierdie verskille wat ons ervaar, verstaan en ons hantering daarvan duidelik illustreer. 'n Verhaal wat ons almal heel moontlik mee kan assosieer. Dit gaan oor Charlie en Pieter, wat vriende al van skool af is. En so ry Charlie een aand laat tot by die sekuriteitskompleks se hekke. Sy swanger vrou wat al hoogswanger is, het langsom en sy 2 seuns lê agter in die motor en slaap. En Charlie vra vir die sekuriteitswag en verduidelik dat hy vir Pieter al vir jare ken en dat hulle net gou-gou gaan kuier. En die sekuriteitswag met die vrou wat so hoogswanger is, wil nie vir hulle te veel moeilikheid veroorsaak nie en laat hulle ingaan. En wanneer hy dan voor Pieter se huis kom, is die huis donker, want dit is al laat en almal slaap. Maar Charlie stop met sy Cortina se 3.2 liter voor die deur, sluit dit af en gaan klop aan die deur. En dan klop hy 'n tweede keer as iemand nie dadelik antwoord nie. En dan kom 'n stem van binne af, so deur die slaap natuurlik. Wie is daar? En dan antwoord Charlie. Pieter, dit is Charlie, jou vriend van skool af. En Pieter vra dan eintlik baie deur die slaap en bietjie deur mekaar, Charlie, wat soek jy hierso? En Charlie sê, Pieter, jy het vir my 'n brief gegee, eendag toe ons op skool was, dat ek altyd sal welkom wees in jou huis. En op hierdie oomblik sê Pieter vir Charlie, Jo Charlie, dit is al baie laat en my hele gesin slaap, kan jy dalk môre terugkom? En dan gesels ons, ek gaan nou eers weer slaap, ons sien mekaar môre. Maar dan klop Charlie weer aan die deur, en Pieter antwoord nie. En so klop hy weer en hy klop 'n bietjie harder, maar geen antwoord nie.
Dan begin hy om die huis stap om te kyk of Pieter nie dalk agter kombuis toe gegaan het nie, en so gaan die ligte, die sekuriteitsligte van die huis aan. En met alles wat so gebeur en die gekloppery, begin die huise in die straat se ligte aangaan. En mense kom na buite om te kyk wat aan die gebeur is. En so kom Charlie weer in die voorkant van die huis, waar Pieter vir hom in die deur wag. En Pieter vir hom sê, hoorie Charlie, wat is aan die gang jong? Wat maak jy hierso? En dan verduidelik Charlie vir hom, dat alles in sy lewe nie uitgewerk het nie. Dat hy in hierdie oomblik en hierdie aand geen uitweg kon sien en weet waarheen om te gaan nie, en dat hy onthou het van hierdie brief wat hy nog altyd gehou het, wat Pieter gesê het, hy is altyd welkom by hom. En as hy enigstens hulp nodig het, kan hy altyd na hom toe kom. Pieter dink daaroor en verduidelik maar, dat môre eintlik 'n baie besige dag is, en dat hy nie weet hoe om dit alles in te werk, dat Charlie hulle daar kan wees vanaand nie. En so sê Charlie vir hom, maar Pieter, ek is bankrot. Ek het werklik waar nêrens heen om te gaan nie. Ek het nie eens genoeg brandstof in my motor om weg te ry van hier af nie. En dan sê Pieter, maar Charlie, ek sal vir jou brandstof gee. Gee vir Jesusie geld vir die brandstof, en dan gaan gooi jy brandstof in, en dan sien ons mekaar môre, en dan praat ons die ding deur, en ons kyk om 'n plan te maak. En so draai Pieter om sy beursie te gaan haal. En op hierdie oomblik kom die sekuriteitswag wat gehoor het van alles wat gebeur, deur seker een van die bure wat geskakel het, en hy kom daaraan en die bure begin oorstap, en Charlie begin vreesbevange, angsbevange word. En so soek hy na die brief in sy sak om te verduidelik dat Pieter 'n vriend is wat hom jare terug uitgenooi het, en vir hom gesê het, hy is altyd welkom by sy huis. En op daardie punt kom Magda by die deur uit. Magda wat Pieter se vrou is, wat al lewenslank met hom 'n belofte afgelê het om 'n pad saam met hom te stap, en weet wie hy is. En dan kom Magda en sy vra vir Charlie, hoorie, maar wie is jy? En Charlie verduidelik vir haar, en Charlie wys vir haar die brief. En wanneer Pieter weer by die deur aankom, kyk Magda na Pieter en sê vir hom, Pieter, as hierdie vriende van jou is, dan moet ons hulle inneem. Hoekom staan ons almal nog hier buite? As ek en jy hierdie verhaal hoor, dan kan ons dit sien, afspeel en gebeur. En baie van ons kan verstaan waardeur Charlie gegaan het, die penarie waarin hy verkeer, en hoekom hy hierdie oop uitnodiging opgeneem het. Hoekom hy van Pieter se brief onthou het, en dit ook so letterlik opgeneem het. Baie van ons het begrip vir Pieter se reaksie, vir die ongemak wat hy ervaar het, en weet eintlik dat daardie uitnodiging nie so oop was, soos wat Charlie dit aangewend het nie, dat dit eintlik perke gehad het wat ingebou was. Baie van ons voel dat Magda eintlik die een was, wat die regte en die verantwoordelike ding gedoen het, deur almal in te neem en te akkommodeer vir daardie oomblik. En dit is presies dieselfde reaksie wat Jesus by sy hoorders op daardie dag toe hy die verhaal wat ons vandag gaan lees, wou ontlok het. Hy het op 'n keer 'n soortgelyke gelykenis vertel, en die reaksie van sy hoorders het gewys daarin dat Jesus geslaag het om hulle te laat verstaan waaroor God se koninkryk gaan. Kom ons gaan lees dan nou vandag uit Lukas 11 vanaf verse 1 tot 13. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid, en toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree, en laat ons nie in die versoeking kom nie. Verder sê hy vir hulle, sê nou een van julle het 'n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe, en jy vra, vriend, leen my bietjie 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die ander antwoord van binne af, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit, en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra
en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek kry, en elkeen wat klop sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom vir 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. In hierdie gedeelte in Lukas 11 vertel Jesus 'n verhaal aan sy disippels wat hulle vir hom vra nadat hy gebid het. Hulle is nuuskierig oor hoe hulle kan bid. Hulle wil verstaan hoekom Jesus kan bid en hoekom hy nie noodwendig by die tempel saam met die priesters hoef te bid wat dan intree vir hom nie. En hulle wil weet wat dit vir hulle kan beteken. En Jesus leer hulle dan volgens Lukas hoe om 'n verkorte weergawe van die Onse Vader te bid, wat ek en jy so goed ken. En direk daarna, vertel Jesus van 'n man wat een aand in die middel van die nag skielik gaste gekry het en nie genoeg gehad het om vir hulle te voorsien nie. En so gaan hy na sy buurman toe om te klop om hulp, om te vra vir brood of suiker of melk of koffie, om aan hulle voor te sit, sodat hy 'n goeie gasheer vir hulle kon wees. Om hierdie gelykenis en gedeelte beter te verstaan, is daar 'n paar dinge wat jy en ek in ag moet neem, van die wêreld van daardie tyd wat verskillend was van die wêreld waarin ek en jy leef vandag. Eerstens is dat die gemeenskap, die mense rondom jou, die village waarin mense gewoon het soos familie was. Dis wanneer hierdie man gaan en hy klop aan sy buurman se deur, is dit soos om by sy broer aan te klop en vir hom te vra om hulp. Meeste van ons sal in die middel van die nag ons broer of ons suster kan lei en by hulle aanklop om hulp en hulle sal graag ons help. Die tweede ding wat ons in ag moet neem is dat mense in die Bybelse tyd het baie waarde geheg aan gasvryheid. En dit het sy oorsprong gehad in Abraham. Ons almal ken die verhaal van Abraham wat die 3 manne in die woestyn ontvang het en dan vir Sara sê sy moet 'n paar goed bak en dat hy dit vir hulle kan voorsit. En dan op die ou einde kom dit uit dat hulle engele was van God. Daarom gasvryheid was 'n integrale deel gewees van hulle gemeenskap. Dit was jou plig as gasheer om jou gaste te verwelkom en vir hulle die beste voor te sit en hulle te versorg, want hulle eer was gekoppel aan jou eer. Hoe goed jy na hulle gekyk het was 'n weerspieëling gewees van jou status in die samelewing, maar ook van jou verhouding met God. Die derde ding wat belangrik is, jy kon nie in die Bybelse tyd sommer net oorstap na die winkel toe nie. Daar was nie 'n 24 uur Tesco waarby jy kon instap en melk en brood koop nie. En winkels was ook nie naby nie. Bestanddele was min gewees. So om werklik brood te kon voorsien, was nie 'n maklike taak gewees. En as jy nie genoeg gehad het nie, dan was dit moeilik om dit vir vreemde mense of ekstra mense ook voor te sit. En dan die laaste ding is, verder in die Bybelse tyd was die huise eintlik maar klein gewees. So wanneer hierdie man aan sy buurman se deur klop, is daar heel moontlik dalk nie genoeg kos in sy huis nie. En tweedens was dit eintlik 'n klein huis. So as hy aan sy deur klop, het heel moontlik hy en sy vrou en sy kinders en dalk nog sy ma en pa, die oupas en oumas ook wakker geword, want baie keer sou hulle sommer in dieselfde vertrek almal geslaap het. Dit is dit vir jou en my duidelik dat dit 'n groot ding is om in die middel van die nag aan sy buurman se deur te gaan klop. Jesus se antwoord, Jesus se gelykenis wil die disippels se vraag antwoord. Die vraag wat eintlik agter hulle vraag sit. Die vraag is, kan ons tot God bid? Is God lief vir ons? Is God lief vir sy mense? En laastens, hoor God werklik hulle gebede? Hoor God dit as dit binne ons omgaan? Die buurman weier nie sy nagtelike besoeker se versoek nie. Om 2 redes doen hy dit nie. Eerstens omdat hy 'n vriend is, omdat hy soos 'n broer is, en tweedens omdat sy vriend aangehou het om te vra. En as hy nie aangehou het om te vra nie, sou hy dalk nie in skande gewees het in die omgewing en by die village nie, maar omdat hy aanhou vra, wou hy nie in die skande gekom het nie. En so verstaan, as ek en jy so daarna kyk, is die boodskap van hierdie gelykenis, dit is eintlik eenvoudig. Ons moet bid
met vrymoedigheid. Want God is vriendeliker as hierdie buurman of hierdie vriend, hierdie broer. God is meer, want hy het ons aan mekaar geweef in ons moederskoot. Ja, God is ons Here en ons lewegewer. Ons is sy kinders, so ons kan bid met vrymoedigheid. Die tweede is, ons moet aanhou om met vrymoedigheid te bid. Ons kan en moet aanhou, want God is baie vriendeliker as hierdie buurman. Hy is baie meer genadig en baie meer besorgd oor jou en my, as wat enige mens rondom ons is of ooit sal wees. Beteken dit ons kan God manipuleer, ons kan God in die skande stel soos hierdie buurman moontlik sou gewees het? Nee, dit is nie wat die gelykenis vir ons sê nie. Vir baie mense in die tyd van Jesus moes hierdie woorde van Jesus eintlik wonderlik gewees het om te hoor, om te weet dat hulle vrye toegang, 'n persoonlike toegang tot God gehad het. Hulle was gewoond daaraan dat hulle eintlik met vrees en bewing tot God genader het. Soveel so dat hulle, wanneer hulle gebid het, hulle nie sy Hebreëse naam Jahweh gebruik het nie, maar eintlik 'n vervangingswoord en naam gehad het, Elohim, wanneer hulle vir hom gebid het, sodat hulle respek vir hom kon toon, omdat hulle soveel vrees vir hom gehad het. Ja, wanneer hulle offers gebring het, het hulle dit by die tempel gedoen, sodat die priester dit namens hulle kon doen, omdat hulle so sondig en klein was, omdat hulle nie waardig was om 'n verhouding met God te hê. Baie keer het hulle nie eens vrymoedigheid gehad om tot daar te gaan nie, en het hulle by die deur gewag, soos ons baie keer hoor waar Jesus met veral hulle wat siek was, die krepeles, die melaatses gepraat het. Maar Jesus sê, moenie skaam wees nie, moenie bang wees om tot God te nader en tot God te bid nie, want God dra sy sorg oor aan jou. Hy is 'n genadige God vir elkeen wat hom soek. Hy moenie skaam wees om aan te hou bid en te vra nie, want God hoor. Dit lees ons in die verse wat Jesus ook sê, ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Vra, soek, klop. Vra, soek, klop. Vra, soek en klop. Dit dui so half en half meer en meer op intensiteit, op herhaling. As jy soek, vra jy oor en oor waar iets is. As jy klop, klop jy nie net een keer nie, jy hou aan klop totdat iemand antwoord of die deur oopmaak. Dis amper asof Jesus hier sê dat sekere situasies genoeg is om een vraag en 'n eenvoudige vraag te vra, maar dat daar ander situasies is waar 'n meer intense vraery nodig is, waar daar meer en herhaaldelik gevra moet word totdat daar 'n antwoord sou kom. En dit is in die aard van jou en my as mense om te vra, om nuuskierig te wees, om te wonder en om te wil weet. Ons almal weet, ons almal ken iemand wat langs 'n sterfbed staan of sit en vra het. Ons ken mense wat deur ernstige en moeilike depressie gaan en wonder daaroor. Of dit 'n jong mens is wat vir die eerste keer deur die realiteite van die lewe getref word, of mense wat 'n terugslag ervaar het of 'n mislukking beleef het en dit ernstig en diep in hulle lewens beleef, hulle almal vra hierdie moeilike vrae. Ons lewe baie keer met soveel vrae waarop ons nie antwoorde kan kry nie. Hoekom sterf iemand se kind op so jong ouderdom? Hoekom moet my man of my vrou ly? Hoekom moet ek alleen wees hier waar ek is? Hier waar ek reis? Hier waar ek weet God is saam met my? Hoekom is ek alleen? Wat wil God my leer waardeur ek moet gaan, deur dit wat ek deurgaan? En hoekom ek God? Hoekom met my? Inderwaarheid voel ons baie keer asof ons net wens dat Jesus hier op die stoel oorkant ons kon sit, sodat ons vir hom hierdie vrae reguit kon vra. Dat ons hom in die oë kon kyk en antwoorde by hom kon kry om beter te verstaan en te weet hoe ons hierdie lewe moet leef. Die gelykenis van vanoggend
sê dit vir jou en my. Dit sê vir ons dat God lief is vir ons soos 'n vader. Hy sê dat watter vader sal, wanneer sy seun of sy kind vir hom vir vis vra, vir hom 'n slang gee? Wanneer ons hierdie stelling lees in hierdie verse, dan besef ek en jy, God en Christus sê vir ons, dat God ons sal voed, wanneer ons vir voeding vra. Dat hy ons die lewe sal gee, dit wat nodig is om te lewe, eerder as die dood. Ja, die slang en die skorpioen verteenwoordig die dood, waar die vis en die brood verteenwoordig die lewe, wat God vir jou en my bied, in Jesus Christus. En as dit nie genoeg is nie, dan beloof hy om sy gees te gee. Sy gees wat jou en my sterk maak, wat jou en my lei, en jou en my in geloof versterk en lei tot by God. Steeds voel dit tog, baie keer as ons eerlik wil wees, dat baie van die vrae wat ons vandag het in die moderne lewe, spruit uit die lewe wat ons vandag moet leef, dat die antwoorde nie so maklik is vir jou en my om te vind in God se woord nie. Nou baie van die worstelinge wat ons het en die twyfels wat deur ons spoel en wat ons omring, is moeiliker om te antwoord uit God se woord uit. Maar tog onder leiding van God se gees kan ek en jy antwoorde daaruit kry. Kan ek en jy weet wat God se woord wil rig en gebruik vir jou en my in ons lewens. Ons het baie keer nie die onmiddellike antwoorde op meeste van ons vrae en uitdagings nie, maar die teks wil tog vandag vir jou en my ook sê, daar is 'n paar dinge wat ons wel kan weet. Ek weet dat God sê dat ek moet bid, dat hy my sal gee wat ek nodig het om te kan lewe, om sinvolle verhouding met hom te kan bou. Ek weet dat Jesus sê dat ons met vrymoedigheid en sonder skaamte na hom en na God toe kan gaan. Hy tree vir ons in en hy verwoord ons harte se gebede tot God. Ek weet dat Jesus sê dat ons moet aanhou om te bid, dat ons nie moet ophou nie en dat ons moet volhou, want God se genade is vir ons bedoel. Ek weet dat Jesus sê, as ons bid, ons Vader in die hemel beloof dat hy aan ons sy gees sal gee, om ons hier buite staan te rig en te lei, en om ons geloof te versterk. En ek weet dat God se gees, die Heilige Gees, ons bystaan in ons swakheid, in ons uitdagings, in ons moeilike tye, en ons help om te bid, om nader aan God te groei, en verseker te wees van sy ondersteuning. Ja, ek weet dat die Heilige Gees ons laat besef dat God ons lief het, dat hy vir ons lief is en dat niks maar niks ons kan skei van die liefde van God nie. En ja, ek weet dat ek nie altyd weet nie, maar dat ek ook kan weet dat God daar is vir my, al verstaan ek nie altyd nie. 'n Stuk wat ek gelees het so ruk terug van 'n teoloog, het C.S. Lewis se woorde gebruik oor gebed en die volgende daaroor geskryf. In Getsema het die heiligste van alle bidders 3 keer gevra dat 'n bitter beker by hom moet verbygaan. Dit het nie. Sedertdien kan ons maar die idee uit ons kop sit dat gebed 'n soort onfeilbare wondermiddel is om te kry wat ons wil hê. Dit wil natuurlik nie sê dat God se spesiale teenwoordigheid in gebed ons nie onbeskryflik troos nie. Ek weet dat my God lewe. Ek weet dat God my ongelooflik lief het, dat God jou ongelooflik lief het en jou by die naam roep. Ek weet dat my God my nooit sal versaak of verlaat wanneer ek hom die nodigste het nie. Al weet ek niks anders nie. Ek weet, die Heilige Gees is aan my gegee, aan jou gegee en aan elkeen gegee wat Jesus Christus aanvaar as hulle verlosser, om die geloof te gee, om alles te oorkom, om sterk te staan in die geloof en die pad te stap saam met God. Maak nie saak hoe swaar of moeilik dit is nie. Want ek weet, my Here hoor. Hy maak sy huis oor en oor oop vir my, om jou en my daarin te verwelkom, sodat ek en jy daarin kan leef. En dit noem die Bybel geloof. Mag ek en jy in ons geloof met ons vrae en worstelinge en soeke omgaan. Mag ons dit na God toe neem voortdurend, gereeld en aanhoudend. Nie omdat ons dit kan doen nie, maar omdat ons weet
dat God ons lief het, dat hy jou ken en dat hy jou hoor. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, so ook hier op die aarde. En gee ons vandag ons daaglikse brood. En lei ons nie in die versoekings nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Dankie dat jy ook vandag hier by ons ingeskakel het by SA Gemeente se aanlyn diens. Vir elke SA Gemeente lid mag jy 'n geseënde Sondag hê. Vir elkeen wat ingeskakel het, mag jy 'n fantastiese week hê. Mag jy die seën van die Here ervaar. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen. Indien jy 'n bydrae sou wou maak op 'n finansiële manier by ons gemeente, die skyfies wat hierna volg, sal vir jou al die inligting gee wat jy benodig. Mag jy 'n wonderlike Sondag hê. Mag die week en die weke wat kom geken word deur God se nabyheid. En mag jy in gebed intree voortdurend tot hom. Tot volgende keer. Totsiens.